Onse Vader bo in die hemele, heilig is u grote naam. Laat die heerskappy nou tot ons kom. Laat u wil hier op die aarde staan, net soos bo in die hemelruim. Want aan u behoort die koninkryk en die groot krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Tot in ewigheid. Amen. Goeiedag geliefdes, ek hoop hierdie lering hierdie week in die woord uit oor kragtige gebed het jou gebedslewe verdiep en verryk. Ek kan nie vandag anders as om hierdie reeks af te sluit met Filippense 4 vers 6 tot 9 nie. Die van julle wat my goed ken, wat baie dinge saam met my doen en bywoon, sal sê alweer, ja alweer. Ek kan nie ophou om oor hierdie tekste praat nie, veral wanneer ons praat oor gebed. Kom ons kyk vanmôre daarna. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en met smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder broers, alles wat daar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deug of lofwaardige saak daar ook al mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God, wat vrede gee, sal by julle wees. In 'n stuk in 'n wêreld vir 'n klein handjie vol gelowiges, kom sê Paulus, julle moet bid vir al julle begeertes. Interessant. Nie al julle behoeftes nie. Al julle begeertes. Dit wat julle regtig nodig het, en dit wat julle dink julle het nodig, en dit wat julle voel julle het nodig. Alles dit. Ja, julle begeertes. Vat dit na God toe, in gebed, in smeking en in danksegging. Maar dan gaan dit nie daaroor dat Paulus sê, en dan sal jy dit kry nie. Hier staan nooit, en daar sal in al jou behoeftes voorsien word nie. Hier staan ook nie, daar sal al jou begeertes sal bevredig word nie. Dis nie wat hier staan. Die gevolg van so 'n gebed, oor eerlike uitspreek van selfs jou begeertes voor God met gebed en smeking en danksegging, die gevolg is dit, die antwoord is dit, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Hier is die kroon van alles. Maak nie saak wat in hierdie wêreld te gebeur nie, maak nie saak wat jy besig is om deur te gaan nie. Jy kan die vrede wat alle menslike verstand te bowe gaan hê. Wat ook al die chaos is, wat ook al die bedreiging is, wat ook al die tekortkoming is, wat ook al jou vrees is, wat ook al jou bekommernis is. In gebed, smeking en danksegging, gee God vrede wat ek en jy nie kan uitdink nie. Dit is God se antwoord op gebede. Dis die kragtigste antwoord op mense gebede. Vrede wat ons verstand te bowe gaan. Ja, vrede in jou kanker. Vrede wanneer jou geliefde aan die dood afstaan. Vrede wanneer jy vergaan van bekommernis oor die toekoms van jou kinders. Vrede as jy hysteries raak oor oorlog en gerugte van oorlog en aardbewings en tsunamies. God gee een ding. Vrede wat jou verstand te bowe gaan. En daarmee wil ek jou uitnooi aan die einde van hierdie week
tot kragtige gebed, want kragtige gebed is 'n gebed vir dit wat alles kroon. Die vermoë om vrede te hê, te midde van dit alles. Mag jy 'n kragtige gebedslewe hê. Mag die vrede van God, wat alle menslike verstand te bowe gaan, oor jou hart en jou gedagtes die wag hou, in Christus Jesus. Shalom. Want aan U behoort die koninkryk en die groot krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Tot in ewigheid. Amen. Skenk aan ons vandag ons voeding, Heer, en besaal ons oortredings uit. Soos ons ook andere vergewe. O, vou ons toe in U besluit. Want aan U behoort die koninkryk en die groot krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Tot in ewigheid. Amen. En bewaar ons van die sware versoekings. Ja, verlos ons van die bose se mag. U is ons rots, ons lig in die donker, ons buig voor die glorie en U krag. Want aan U behoort die koninkryk en die groot krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. tot in ewigheid. Amen. Laat U ryk nou kom, U wil sal hier geskied. Amen.